Vader. Jammer my God, dat ons partykeer daai belofte vergeet, Here. Here, so nietig soos die mens is, Here, so genadig is U, my God. Here, en ek wil vir U sê, baie dankie vir elkeen wat hier is vandag, Here. Baie dankie vir nog 'n dag, my God. Vir nog 'n dag se genade, Here. Waar ons op ons knieë kan gaan en sê, Here, dankie dat U U seun gestuur het om vir my sondes te sterf, Here. Here, laat dit opnuut elkeen se desire in sy hart wees om alles wat ons het van binne af, van buite af, vir U te gee, ter ere van U te gee, Here. Here, dat ons is so geneig veral wanneer die lewe so besig raak, Here. Wanneer die partytjies aan die gang is, wanneer dit feesseisoen is, Here, dan vergeet ons hierdie belofte. Ons vergeet van hierdie desire wat ons het, my God. Here, en ek begin by my, Here. Seën asseblief ons samekoms, my God. Seën die woorde wat by my mond uitkom vandag, Here. Laat dit uit U hart uitkom, Here. Kleur my gedagtes, Here. Seël my lippe, sodat niks wat Dudley wil sê hier uitkom, maar dat dit uit U hartklop uitkom, Here. Here, berei die ore voor, Here, sodat hulle kan ontvang, nie dit wat ek vir hulle sê nie, Here, maar dit wat U hartklop tot elkeen vandag wil spreek, Here. Here, hierdie boodskap wat vandag uitgaan by Nuwe Lewe Familiekerk, het so 'n wide range, Here. En hy kan soveel verskillend geïnterpreteer word, Here. Maar Here, asseblief, ek vra dat elkeen sal vat dit wat U spesifiek vir hulle wil sê. Dit is nie noodwendig dit wat die persoon langs jou ontvang nie. Want die Here praat met jou hart, soos hy met jou hart praat. Baie dankie, my God. In Jesus naam. Amen. Ek wil amper nie praat nie. So kragtig was dit wat ons nou gesing het. Dit hoe ons saam gesing het. Die belofte wat ons gesing het tot die Here. Maar ja, vir die wat nie weet nie, my naam is Dudley Karstens, of vir die wat dit later dalk op YouTube kyk, en ek het die eer om so af en toe die woord van die Here met Nuwe Lewe Familiekerk te deel. Dit is vir my as seker die grootste eer in my lewe. Ek dink ek sê dit elke keer, maar ek sal dit ook elke keer sê, want dit is immer so. Prys die Here vir dit. En vandag gaan ek met julle gesels oor eensaam tussen mense. Ons gaan hom eers opbreek in 2 fasette. So eensaam gaan ons kyk na eensaam in die fisies, waar jy letterlik eensaam en alleen is, geïsoleerd is. En dan gaan ons kyk na eensaam tussen mense. Nou dis so 'n diep onderwerp, dat ek dink, wel, jy is baie bevoorreg, as jy hier sit en jy het nog nie met eensaamheid te doen gehad, een of ander tyd in jou lewe nie. Ek wil so ver gaan, om te sê, ons almal ken dit. En, ek gaan net met julle deel waar ek vandaan kom, in terme van hierdie boodskap. En daarmee sal ek nou moet gaan diep delf en 'n bietjie persoonlik
raak oor 'n eensaamheid, nie noodwendig my eensaamheid nie, maar my geïsoleerde vrese in die lewe. En ons moet werk. Ons almal moet werk. Dit is jy moet werk vir jou kos op die tafel. En my vrees is net ek sê nou die dag vir Janine, ons het hierdie gesprek en ek sê vir Janine, dit voel vir my asof ek die lewe verkeerd lewe. Ek is op die heel verkeerde pad. Hou vas, ekskuus. Ek sê vir Janine, dit voel vir my ek is op die verkeerde pad in my lewe, want ek werk 9 tot 7, 8 uur, 11 ure per dag. Wanneer ek werk, dan is ek permanent op die foon, gou om iemand se stories uit te sort. Of ek is besig met hulle, om hulle uit te sort, of ek is besig om my eie werk te doen, maar dit gaan net so. Ek het nie kapasiteit vir enigiets anders tussen my werk is van so 'n aard dat wanneer ek 'n fout maak, is dit dis daaglikse deadline. So wanneer ek 'n fout maak, kan dit groot nagevolge hê vir die maatskappy. So jy moet permanent op dit wees. Daai toe uit. En dan kry jy 2 dae soos almal maar 'n naweek. En in daai naweekperiode, so ek is af op 'n Vrydag en 'n Saterdag. In daai naweekperiode nou moet jy jou lewe inpas. Jy moet nou jou admin doen. Jy moet nou jou dit doen. Jy moet nou dat doen. En wat vir my hartseer is in daai tydjie moet ek tyd maak om my naastes te sien ook. So op 'n Vrydag probeer ek nou maar 'n uur of 2 by my ma gaan sit en 'n bietjie gesels op te vang. En ek het al gesit en die somme gedoen. En ek dink as jy 2 ure, want jy kan nie te lank nie, want jy moet nou nog aan inkopies doen, jy moet nou nog die lewe inpas. As jy 2 ure 'n week jou naaste sien jy hulle 8 ure 'n maand. Jy 9 tot 7 werk 'n dag, spandeer jy 11 ure met jou kollegas om 'n ander man ryk te maak. Jy sien jou naastes 8 ure 'n maand. 8 ure 'n maand en 'n maand amounts to 96 ure vir 'n jaar. Dis wat nog eers 4 dae nie. Uit 365. Dis nou as my wiskunde, ek het nou die wiskunde vinnig gedoen. Ek hoop nog ek het die skool verstand. So as hy verkeerd is, bless me met goeie wiskunde. Maar in elk geval, die punt is, jy sien jou mense so min. En ek het vir Janine gesê, dit voel vir my, ons het as society, wanneer het ek ingesluk geraak by hierdie rat race, wanneer het die lewe te fast-paced geraak vir my, om geld te gaan maak, en om 'n huis te kan hê, al hierdie mooi goed te gaan hê, en op die ou einde van die dag, 98 ure, of wat dit ook al is, met jou naastes, in 'n jaar, te kan spandeer. Nou dis, en ek in my hart praat hier, tot die kinders vandag, want, meeste ouers is, afgetree. Hulle wag heel week vir daai 2 ure. Vir daai 2 ure waar my kind tog net 'n bietjie met my kon gesels. Maar jy pas hom in. En julle met my hart hoor, dis my eensaamheid. My gevoel rondom eensaam is, my ma is eensaam by die huis. Ek kan nie my tyd daar spandeer nie, want ek spandeer my tyd om 'n ander man ryk te maak. En ek sê vir Janine, en ek het al jare hierdie ding is, ek wil baie graag, ons het so 'n sense van community verloor
oor die, ek weet nie wanneer ons hom verloor het nie, maar ons het ons sens van togetherness, van familie en 'n gemeenskap so verloor, dat somewhere along the line moet ons wakker skrik en dit terugbring. En ek sê vir haar, die droom is nog altyd gewees, ons koop 'n stuk land, waar ons ouers en al ons naastes, mense wat ons lief is voor, wat sukkel met blyplek en alles, net daar kan kom vir 6 maande, ook net in 'n huisie kan kom opsit, sodat ons die gemeenskap weer kan stig. Want somehow, en ek weet nie hoe dit gebeur het, hoe dit in die moderne lewe ingeglip het nie, het Christene gemeenskap verloor. In ander gelowe, en dit kan ek jou nou prontuit sê, in ander gelowe, daar is 'n spesifieke geloof hier in ons midde, waar gemeenskap, waar ons maar gerus kan gaan leer wat gemeenskap is. Jy weet, in jou stukkie, in jou proximity, dis hoe nader jy is aan jou naastes, kan jy nog steeds jou 9 tot 7, 9 tot 8 werk, maar dan kan jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou wie ook al, aan die deur kom klop, en sê, yes, ek is gou hier vir 'n koffie, ek wil net 'n bietjie kom incheck, is jy nog alright? Ek wil net hierdie ding by jou kom los. Maar kom, we have forgotten how to share our lives with our loved ones, en ongelukkig, wanneer die klok slaan vir iemand, nou dink ons, eish, ek het mos nie genoeg tyd met daai persoon spandeer nie. Tyd is kosbaar. En ons is nou besig om, meeste van ons het seker al ons presente gerap vir Kersfees en wat ook al. Maar ek wil vandag sê, there's no greater gift than time. En ek het met baie mense, wil nou nie 'n spesifieke voorbeeld noem nie, maar daar is ouers, daar's ook jong mense, wat Kersfees alleen spandeer. Dan het hulle familie. Dis miskien die skoon mense se beurt hierdie jaar, so, mamma en papa is fyn. Miskien is daar nie 'n mamma of 'n papa nie, so papa sal fyn wees. They not. Hulle is nie fyn nie. Kersfees is nie, ek weet, mense sê, baie mense vier nie Kersfees nie, want Jesus Christus is nie gebore op die 25 Desember nie. Whatever the case may be, Kersfees is daar vir ons, want God, ons celebrate as Christene, is ons collectively af op daai dag, want God het ons was so sleg dat God sy seun vir ons moes gestuur het, om dood te gaan vir ons sonde, sodat ons die koninkryk van die Vader kan enter eendag. En Kersdag is daai dag om te kom sê, Hemelse Vader, baie dankie dat U seun vir ons gestuur het. Hierdie is die dag wat ons vier, ongeag wat die datum is. Hierdie is die dag wat ons saam vier en as 'n collective, as een kan sê, dankie God dat U seun vir my gestuur het, sodat ek ook die koninkryk kan betree eendag. Tyd is so kosbaar. Jy weet nie wanneer die uurglas gaan leegloop nie. Ek lees nou die dag 'n storie van 'n 3-jarige seentjie. Hy het buite gespeel en weet nie of hy ou besope was hy. Kar oor hom gery, mors dood. Dis voor Kersfees. Hulle die mamma geïnterview en sy sê nooit ooit sal Kersfees weer dieselfde wees nie. Want so vinnig het die vyand tyd kom wegruk. Ek wil hê ons moet daaraan dink wanneer ons hierdie seisoen enter. Wanneer jy dalk nou klaar jou planne gemaak, jou planne sluit dalk nie in naaste in nie, maar daai naaste sal fyn wees, want hulle het ook mos hulle eie lewe. Ek het 'n pel, wat as ek vra, hoe gaan dit daar met jou ma? Dan sê hy, dit gaan net. En soos ek so met ander ouens praat,
gee die ouens net nie. Hulle gee net nie. Hulle dink net nie. Hulle dink net nie dat die uurglas kan leegloop en dat hulle gaan spyt kry nie, want spyt kom altyd te laat. Laat dit nie vir ons so wees nie. Enige iemand wat na hierdie boodskap luister, hier vandag en later aanlyn, laat dit nie vir ons so wees nie. Laat ons nou weet dat tyd is die mees kosbaarste ding in die lewe. Ek het reeds vir julle vertel van die een vroutjie toe ons die dag by die ouete huis was. Toe sê die vroutjie vir ons, sy het nie geweet of sy vandag iemand gaan sien nie. En dankie Here dat die Here vir haar iemand gestuur het. Ons moet hierdie dinge moet ons aan dink. Ons moet aan dink aan ons mense. Aan ons eie. So wanneer dit is my beroep aan julle. Indien julle weet van enige iemand wherever wat alleen gaan wees op Kersdag, nooi hulle. Nooi hulle in. Jy gaan genoeg kos hê. Jy gaan genoeg kos hê. Dis nou maar 'n given. Nooi hulle in. Sê, luister Pel, ek weet nie of jy planne het vir Kersdag nie, maar ons kom daar by mekaar. Jy's meer as welkom om te join. Hoef nie 'n ja of 'n nee te kry nie, but just extend the invite. Dis die regte ding om te doen. Vir die mense wat alleen gaan wees, het ook 'n deel om te doen. Jy weet wat daai isolasie doen. As daai persoon alleen is, daai persoon kyk sosiale media, hulle sien hoe ander familielede by mekaar kom. Daai persoon sit met al daai herinneringe, dis meerendeels 'n ouer persoon wat 'n spouse verloor het, 'n huweliksmaat verloor het. Daai persoon sit en dink aan hoe dinge was. Daai persoon sit in trane, ek kan jou dit garandeer, daai persoon sit in trane en dink aan hoe dinge was back in the day, hoe die klein kinders gespeel het, hoe haar of sy huweliksmaat nog die dinge gedoen het op Kersdag. Let's not isolate the people we love like that. En as elkeen dit doen, dan gaan niemand geïsoleerd wees nie. Maar daai mense, indien daar van julle is wat hier is, wat nog nie planne het, wil ek julle ook vra asseblief, neem 'n stap, identifiseer iemand met wie jy graag wil Kersfees spandeer, en gaan na daai persoon toe en sê, stuur 'n WhatsApp en sê, luister, kan ek 'n slaaitjie bring? Dis niks om 'n stoel by jou tafel te sit nie. Maar dit mag dalk daai persoon se hele persepsie van die wêreld, sy hele lewe verander, because there is a sense of belonging, a sense of community, a sense of I am one. Daar is mense wat vir my omgee, en dit is waaroor dit gaan. Ons lees saam, die Here het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Ons lees gou saam in Genesis 2 vers 18. Ek kry mos ook die mense wat sê, nee maar ek is fyn, ek het die hondjies, is lekker, ons is alright, ek kry sommer vir hulle ook 'n Kersgeskenkie en so. En ek wil hê julle moet saam met my lees hier in Genesis 2 vers 18, daar staan, ons gaan lees vers 18 tot 20. Daar staan verder dat die Here God gesê, dit is nie goed dat mense alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe 'n name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. En ons ken die storie en die Here het vir die vrou geskape. Maar ek wil vir julle daarop, wat jy daar moet raak lees, is dat die Here het alle diere gebring. Hy het al die diere gebring vir Adam. Honde, katte, you name it, voëls, watter dier jy ook al voor lief is. Al die diere het hy gebring. En nie een kon sy eensaamheid wegvat nie.
Want dit is die werk van mens. Dit is wat ons vir mekaar beteken. So as iemand vir jou sê, nooi iemand, jy sê nee, ek is fyn met my skilpaaie in die tuin of wat ook al. Tell them no, please come. Please come. Ons lees verder in Prediker 4 vers 9 tot 12. Staan geskryf, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp, maar as die een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. Ek wil net gou daar. Yes, dit sal allemaal katastrofies wees as iemand alleen is op Kersdag en val. En daar is niemand om hom op te help nie. How would you feel? So let's not isolate. Kom ons neem almal in ag. Ons gaan verder. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Ons het mekaar nodig. Ons kan nie alleen staan in die wêreld nie. As jy 'n maatjie, 'n geliefde sien wat alleen probeer staan, they can't. No one can. No one can. It's not biblical. So kom ons hak in. Kom ons hak in vir hierdie week. Kom ons hak in op Kersdag. Nou wat dan nou van as jy nou by hierdie lang tafel sit en die kosse loop lekker, koeldranke loop, maar jy is steeds alleen. Jy is steeds eensaam. Dis nie lekker nie. Jy sit maar jou vroontjie op. Jy smile maar diep binne gaan dit nie. Hoe dan nou gemaak? En ek het ter voorbereiding van vandag het ek 'n bietjie naslaan werk gedoen oor die geestestoestand in Suid-Afrika. Geestestoestand is die regte woord, check ek net gou my Afrikaans. Geestestoestand in Suid-Afrika, veral oor hierdie feestydperk. En dit was my ongelooflik hartseer om te vind dat gedurende Desember en Januarie is selfdode die meeste in ons land. En you would never think, want dis dan nou feesseisoen, die somer is lekker. Almal het 13de checks gekry, het gaan goed. Why would that be? En ek het verder gaan lees, die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep het daar een van die dinge, hulle het daar so 'n lys gemaak van die dinge, hoekom, wat bydra, hulle het so 'n survey gedoen met, ek dink 2000 of praat onder korreksie mense, maar die groot ding wat vir my uitgestaan het daar is dat hoe finansiële druk mense knyp in hierdie tyd. En ek stap nou die dag in een van hierdie groot kettingwinkels in. Nee, ek stap hier in nie. Ek is toe nou reeds in die winkel en ek sien hier kom 'n skat die ouetjie seker so 4 met sy ma aan die hand en hy ruk soos hulle by die deur inkom, ruk hy los by sy ma en hy hardloop. Hier sulke 2 groot kratte en hy hardloop en hy tel so op by die eerste een en hy sê hier sy mamma, koop hom. Ek weet nie of julle al gesien het, ek dink ons almal weet van hy swart fietsies wat jy so trap en dan gooi, dis toe nou een van die. En ek sien die ma vat hom so, sy ken nou die klong, sy weet hoe om hom te hanteer en sy vat hom so, maar toe sy hom so draai, toe maak sy 'n verkeerde draai, want toe draai sy so in so 'n trok in met so 'n digger ding en hy vat die trok en hy sê hier mamma, die trok is duurder as die fietsie en ek dink toe by myself, eish. En ek like maar stories skryf vir myself, jong, soos ek nou daar staan, dink ek, ja nee, die mamma het nou die fietsiekie, het sy nou al in Junie maand beloof, moenie waar nie, Kersfees koop ons daai fietsie vir jou. En die ou het gewag, en Kersfees is hier.
En maar mamma kan nie die fietsie bekostig nie. Werk het miskien nie, maatskappy het miskien nie so goed gedoen nie. 13de check het nie gekom nie. Skuld het meer geraak. Daar's verwagtinge van Kersfees kos. Sy kan nie die ends meet nie, maak meet nie. En daai teleurstelling, kan jy nou dink hoe slat hy daai vrou se hart elke keer as sy daai seentjie sien in haar geestesoog. Hier sy mamma, koop hom. Kind het nie 'n filter nie. Hy sal sê, waar's die ding dan op Kersdag? Daai tipe teleurstelling, daai tipe gevoel van inadequacy, nie goed genoeg nie, sit baie swaar op baie jong mans van vandag, want mans moet mos nog die huis dra, soos sy job. Hy moet die huis dra. Kinders sien cokes by die ander mense, kinders sien Kersfeesbome met net sulke geskenke. He would want to give the same to his children, maar hy kan nie. Daai stres gaan sit op daai man. Daai man stap met daai stres rond die hele feesseisoen. Wat die gevolg is, hy kan nie tyd spandeer met sy familie nie, because he's not there. He's there, but he's not there. He's missing the whole festive period mentally, want hy sit en worry oor môre, hy sit en worry oor hoe minder hy is. As dit jy is vandag, as dit jy is aanlyn, you're not alone. You are not alone. Dis duisende wat dit deurgaan in Suid-Afrika. Ek kan nie eers onthou, ek kan seker op my hand, seker op my 3 vingers onthou, geskenke wat ek gekry het as kind. Nie dat ek net 3 geskenke gekry het nie, ek praat van die geskenke wat ek kan onthou, wat ek gekry het in daai tyd. Dis regtig irrelevant. This too shall pass. Daai kind se disappointment laas 'n dag of 2 sy present ook. Teen die eerste het hy hom al vergeet, dan het hy alweer 'n ander fietsie in die oog. Daai disappointment is temporary. This too shall pass. Dis nie, Here hoor my, dis nie life or death nie. It's not. Wanneer jy jou oë uitvee oor 6 maande se tyd, dan dink jy, ek het verniet gestres. Die Here het alweer deurgekom vir my. Ek het as nog so 4 dae oor voor Kersdag. As jy nou nie vir jou kind die ding kon gekry het wat hy wou, of vir iemand die ding kon gekry het wat hy wou nie, tel 'n stuk hout op, maak iets uit jou hart uit, something that will last. Ek het hier neergeskryf, give from the heart, not the pocket, and it will last forever. So kom ons gee van uit die hart uit, nie die sak uit nie. Ek kan jou nou guarantee, 'n swing, mense, ek gaan dit nou prontuit sê. Kan jy imagine, jy wat sleg voel oor finansiële druk, oor inadequacy, oor jy nie vir jou familie kan gee wat jy wil. Kan jy imagine hoe roof jy jou familie verder indien jy nie daar is volgende Kersfees nie, omdat jy 'n besluit geneem het as gevolg van iets wat temporary is. In Jesus naam doen ek 'n beroep op manne, staan sterk, you are not alone in this. Daar is baie ander, mense kan 'n baie mooi prentjie paint op Facebook en op Instagram of whatever, maar ek kan jou sê, elke huis het sy kruis. Dra hom, gents, asseblief in Jesus naam. Kom ons lees saam uit 1 Timoteus 6. Jy weet wat ek bedoel, Gerard. 6 tot 10. Jy het nou net 10 van 6 af asseblief.
as hy. Daar staan geskryf, die godsdiens is 'n groot aanwinst as iemand tevrede is met wat hy het. Weereens wil ek net daar pause. Wanneer jou kind selfstandig, wanneer hy begin verstand kry, gaan hy besef wat daar gebeur het. Don't beat yourself up over it. Dis regtig net temporary. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat wil ryk word, sal in versoeking val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Huismoeles is nog 'n ding. Hier oor die feesseisoen. Ons het nou so 'n bietjie meer tyd wat ons met mekaar spandeer, so 'n bietjie meer tyd vir wrywing ook. En ongelukkig is dit 'n seisoen van temptation. Daar's 'n bietjie meer geld in die bankbalans. Die duiwel is lustig. En ongelukkig is dit in so baie gevalle wanneer drank betrokke is, waar 'n huis heeltemal uitmekaar uitgeruk word. Ek wil by julle 'n beroep doen. Al is die geskil hoe klein, al is die geskil hoe groot. Vir Donderdag, kom ons begrawe die strydbuil. Kom ons maak asof alles fyn is. Fake it till you make it, sê die Engelsman. Maar kom ons hanteer mekaar met die liefde van God. Kom ons vergeet van gister. Kom ons draai dit net vir Donderdag, vir een dag. Who knows? Miskien bly dit vir Vrydag, Saterdag, Sondag, in die nuwe jaar. En jy het 'n happy home. Maar kom ons begrawe die strydbuil. Al is dit net vir Donderdag. Berei jouself voor vir dit. Isolasie gebeur ook wanneer twis. Mens kan maklik, jy kan hier wees, jou mense kan daar wees, maar jy kan nog steeds geïsoleerd wees deur 'n twis. Jy weet, ons almal ken 'n ou steekie, iemand het dalk 'n ou steekie gegee, nou is ek kwaad vir hom tot volgende jaar toe. Kom ons maak skoon daai goed op Kersdag. En hier is die geheim. Is ons laaitjie min mense like jammer sê. Daar's baie min mense wat like jammer sê. Maar ons as Christene moet like om te bless. Ons het byvoorbeeld ons ry nou die dag hier in Brackenfell. En die Here, ons stop by die garage, wat volstasie. En die Here lê vir my 'n blessing op my hart, 'n verbal blessing op my hart vir die ouetjie wat ons help met die petrol ingooi. En nadat ek vir hom dit sê wat op my hart is, aanvaar daai ou. Nadat hy aanvaar het dit wat hy weet kom uit die Here se hart uit, met humility en met absolute faith, baar Janine uit in trane langs my, just because of how he received the blessing. So nou, by Kersdag, bless die mense. Bless, as jy nie, jy sit dalk met iemand met wie jy gestry het, hulle is in Bloemfontein. Moenie vir daai persoon, moenie dink jy het nou uitgereik as jy vir hom 'n meme gevolg het, Merry Christmas, Happy New Year. Nee, moet ook nie 'n ketting boodskap vir daai persoon stuur, it's not good enough. Speak from the heart. Bless daai persoon met 'n goddelike blessing, and you don't even have to say sorry.
Ek kan jou sê op daai oomblik wat daai persoon daai boodskap lees, is daai relationship gemend. Hy's weer Shanana. Hy loop mooi. So kom ons bless mekaar. Kom ons bou hierdie verhoudinge. It saves you from having to say sorry. Jy kan sorry sê further along the line, maar kom ons bless. Dis ons job om mense te bless. As jy nie kan nie, vra die Here om jou sterk te maak. Gaan op jou knie en sê, Here, ek kort die krag om hierdie boodskap te stuur uit U hart uit, want eintlik is my hart nog nie reg. Here, kom werk in my hart, gee my 'n goddelike hart vir die persoon vir wat hierdie boodskap moet ontvang. En die Here gaan dit vir jou gee. Want ons lees in Psalm 34 vers 18 tot 21. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Ons lees ook verder uit 2 Samuel 22 vers 29 tot 31. U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm hy. Dan is daar ook die wat op soek is na 'n lewensmaat nog. Jy weet, daai tipe alleenheid, maar jy sien my is nou nog 'n bietjie agter. Die maatjies het nou al, jy weet, actually gee ek hier om wat se ouderdom jy is, hier van 21 tot 70. Ons het gesien. Ons is nie gemaak 70, 80, whatever. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. En indien jy nog 'n lewensmaat soek om hierdie paadjie vir jou saam met jou te stap. Bless you. Maar vir hierdie feesseisoen wil ek vir jou sê, kom ons fokus op dit wat ons het. Kom ons fokus op dit wat die Here reeds vir ons gegee het. Kom ons, let's handle that with care. In die koninkryk van God. And the rest will be added to you. Om af te sluit, wil ek net vir julle sê, tyd. Die kernboodskap van vandag is tyd. Tyd wat jy spandeer met jou geliefdes, tyd wat jy spandeer met jou mense. Tyd wat nie jou werk is om kort te knip nie. Give God His time to do in your life what He set out to do from the start. Kom ons sluit ons oë. Dankie Hemelse Vader vir U woord, Here. Here, indien hier harte is wat alleen voel vandag, my God. Here, vertrou ek dat U vir daardie mense die tools gegee het vandag, Here, om hulle situasie totaal om te keer, Here. Sodat hulle 'n joyous einde tot die jaar kan hê, Here. Here, nie net 'n joyous einde tot die jaar nie, my God, maar ook 'n ommekeer in 'n donker situasie, Here. Hemelse Vader, ek vra U praat asseblief tot die harte van die mense wie U wil hê. Iemand moet inroep om 'n ekstra stoel by hulle te sit hierdie feesseisoen, Here.
Here, praat met die harte van kinders, my God, laat hulle besef. U het vir hulle die lewe gegee en U het hulle ouers gekies om hulle in die lewe te bring, my God. Dat hulle eerbied bring aan dit, Here. Eerbied aan dit beteken wees by hulle, deel jou lewe met hulle, deel met hulle jou hartseer, jou oorwinnings, jou alles, Here. Here, laat ons kan besef as 'n groep Christene, my God, dat U vir ons die gift of family gegee het, Here. Dat dit ons mense is met wie ons moet wandel, Here. Die kerk, Here, is die extended family, die groot familie, my God, Here. Here, en ek vra dat die kerk as geheel, Here, U liggaam, my God, opstaan, Here, in een gemeenskap, Here, en sê, yes, hier is Jesus Christus. Hier is die liggaam. Here, dat ons U represent, Here. En deur U te represent beteken ons moet ons naaste lief hê soos onsself, Here. Ons vra dan hierdie ding omdat ons dit verdien nie, maar ons vra dit in Jesus naam. Amen.